Prys hom, prys hom, prys hom. O lof, 'n prys, 'n aanbidding en 'n offer is hom altyd gepas. Dit behoort net aan hom en aan hom alleen en sonder nou om enigeen hier te kritiseer. As ons werklik in soliede gemeenskap met hom is, moet ek vir my en vir u sê, sal ons nie so sit soos ons sit nie. Moet ek vir u sê, sal wanneer iemand optree soos wat sy nou opgetree het, hier 'n spontane koor van lof. Wat beteken dit, pastoor? Dit beteken, u en ek nog geweldig baie om te leer, om gees, aanbidding en waarheid hom te kan doen, eerlikwaar. En ek herhaal, ek kritiseer niemand nie, en ek sê vir myself, dat daar baie meer van my en jou gebegryp sal moet word. Anders dan gaan u en ek 'n teleurstelling in ons gees op die verkeerde tyd kry. Onthou maar net wat ek gesê het. So baie dankie. So baie dankie, Doan, wat 'n aangenaamheid. Welkom, het u die voorsang geniet vanmôre? Het u dit geniet vanmôre? Het u hom geniet? Het u die ewige God geniet? Hy wie die weg is, hy wie die waarheid is, hy wie die lewe is. Sy naam, of laat ek het so stel, die gedagte net aan hom, is 'n salwing in my gees. En wanneer die salwing daar is daar 'n positiewe reaksie. 'n lof en 'n eer en 'n pryse, so baie dankie. Lof, 'n eer en 'n pryse aan hom. Nou, ek hoop hierdie vakansie daar kry nou klaar. Want laasweek was hier 'n pragtige groep, vanmôre is hier weer 'n nuwe groep. Volgende week is hier weer 'n ander groep. Hoe verlang ek dat al die groepe met een slag by mekaar kan kom. Almal by mekaar kan kom, sodat ons bietjie mekaar saam in volheid kan geniet en ervaar. Nou, ek gaan vir u vanmôre lees, soos wat sy woord my bevrug het, wel uit 2 Korintiërs, die 4de vers. Verlaat my net om vanmôre eerlik, en nou so baie eerlik, net op bediening van die woord in die bidkamer vanmôre. Het hierdie volk rede om in 'n verrukking van pryse te kan gaan. Om in 'n verrukking van gees en wanneer ek nou vanmôre Jolanda so hoor bedien, dan besef ek die geestelike groei wat in hierdie gemeente al manifesteer. Nou moet ek vir u sê, die geestelike groei wat hier plaasvind, is 'n reuse kopseer vir Satan. Hoor mooi, die geestelike groei wat hier plaasvind, laat Satan ekstra beplanning beraam vir hierdie dorp. Want hy kom agter. Hy kom al hoe meer agter. Hy moet vlug. Want is 'n bonatuurlike guns, is 'n bonatuurlike heerlikheid, en ongelukkig werk dit so. Hoe meer u en ek as mens openbaarmaking verstaan, en hoe meer u en ek openbaarmaking kry, luister mooi, u en ek kry dit net, en ons beleef dit net, dan spontaan vlug duisternis. Dis 'n geestelike spontane aksie. So hoe meer gees insig kom, hoe meer gees kennisdraad en wysheid kom, tesame met dit kom daar ook meer oorgawe aan hom. En hoe meer oorgawe aan hom kom, hoe meer heerlikheid van hom daal neer. Ek wil vanmôre sê,
Laat u heerlikheid hierdie plek neerdaal. Laat u heerlikheid hierdie plek vul. Dinsdae aande wanneer die intersessies bid, manifesteer ek dit meer as eenmaal. Glo ek dit meer as eenmaal. Laat ek dit meer as eenmaal los. En weet jy wat beteken dit as jy hier inkom en jy ervaar hier is sy teenwoordigheid? Yes. Dan kom jy agter, hy hoor. Yes. En hy antwoord. Yes. Nou moet ek vir u sê, daar's twee goed in wat die kerkewêreld aanbetref. Ons kan lekker kerk hou en ons as mens kan dit baie geniet. En daar's nie fout daarmee nie. Maar dan kan ons ook lekker kerk hou en hy wat ons God is, geniet dit. Dit is twee verskillende aksies. Wanneer ons self net lekker dit geniet, en ons mag, daar's nie fout daarmee nie, ons mag. Maar wanneer ons so dit doen, laat hy geniet, dan is dit 'n totaal ander wêreld, 'n ander aksie. Mag vanmôre dit wees tot sy lof en tot sy eer. Mag ek net vra, wie het vanmôre werklik twee goed, wie het al ervaar hy's hier? Wie voel wel, ek het al kontak met hom gemaak? En dan moet ek nommer 2 vir jou sê, maak jou gereed vir 'n astronomiese impak in jou gees. 'n Wysheid is, 'n Heilige Gees, ek ry myself. Versoen my met die verborgenheid, sodat ek vanmôre op 'n realm en op 'n plek kan kom waar ek voorheen nog nie was nie. Uit duisternis geroep, hierdie tema vanmôre. Uit duisternis geroep. Is iemand opgewonde? As jy daai tema sien, omdat ek het nou gegee nie, maar wat praat in jou gees? Wat deel in jou gees? Bring dit 'n geestelike opgewondenheid, bring dit 'n geestelike nuuskierigheid en dan sommer ook 'n oorgawe. As ek hoor wat ek dink, as ek hoor wat ek verwag, gaan ek nie terughou nie. Halleluja. Pastoor, waarom praat jy so baie? Hoekom sê jy hierdie goed? Moet ek vir jou dan sê, hoekom sê ek dit? Want ek tel op. Sy heilige winde is besig om te waai. Pastoor, hoekom sê jy sy heilige winde? Kom ek help jou gou. Hy self, ja, vir so self sê, die Heilige Gees wind waai waar hy wil. Jy weet nie waar vandaan hy kom, jy weet nie ook waar vandaan hy gaan nie, so is elke een. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit beteken by impak van sy geeswind vanmôre, kan hy mense hier aanraak. En kan mense vanmôre begin besluit, ander klap nie nou hande, maar nou gaan ek hom 'n lofoffer gee. 'n Ander een sê nie nou amen, maar ek gaan hom nou 'n amen sê. 'n Ander een hardloop nie, maar ek gaan nou hardloop. En ek ervaar dis hierdie winde wat los begin raak. En wanneer ek in intersessie gaan, dan bid ek, dan sê ek, Heilige Ruach, laat jou winde oor hierdie dorp waai. Nommer 2, en laat u reën val in hierdie dorpe. En dan nommer 3, laat u son van geregtigheid op die saad en op die reën skyn. Halleluja. En dan bid ek verder aan nommer 4 sê, en laat u heilige vure aan die brand gesteek word. En dan gaan ek verder en dan sluit ek. Dan sê ek, laat u olie, elkeen salf, elkeen seën, heilig aan u tot u verheerliking alleen. En wat 'n ervaring wanneer jy hierdie goed sien, wanneer jy, daarom kan ek nie my ore uitneem wat mense sê nie. En weet jy wat is so interessant? Wanneer jy intiem met hom verkeer het, sal daar altyd iemand wees wat jy nie glo dis hy of sy snerp praat. Maar dan onderskei jy jou vyand. Jy gebruik nou my broer en my suster om my te laat struikel. Nee. Ek het met my ewige God kontak gehad. En my God het gepraat. So sal dit wees. Saborabarabanda. So sal. Halleluja. So karabarabanda. Eborebetu boremana mandu. So. Heilig vanmôre, soewereine vanmôre, so
sal dit wees tot sy lof, tot sy ere. Hy gaan 'n skudding bring. Hy gaan 'n skudding bring. En elke wat hoor, elke wat siel gaan buig en gaan erken, hy het ons gebesoek heilig. Hy het ons gebesoek bonatuurlik. Gelukkig as jy deel hiervan is, tot sy lof, tot sy ere. Ek lees vir u hoofstuk 4 vanaf verse 1. As jy by die huis kom vanmiddag en jy wil graag lekker lees, kan jy die vorige hoofstuk 3 ook mooi gaan lees, dan gaan jy soveel meer diepte kry oor dit wat ek nou lees. Hy sê daarom, want alles wat hy in hoofstuk 3 verduidelik, sê hy nou, daarom, aangesien ons hierdie barmhartigheid, wherefore having this ministry, even as we receive mercy, we faint not. Is dit nie kosbaar nie? Gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge, wat skandelik is, afstand gedoen. Baskaramati benda. Ek hoor hom. Jy sit vanmorgen mense nou in hierdie plek. Daar is heimlike. Met ander woorde, niemand weet nie, net jy. Net jy weet van die fout. Net jy weet van die swakheid. Net jy weet van die sonde. Maar nou is daar inspraak. Hy maak jou nou los. Hy maak jou nou vry. En jy wat het wil herken, sê hom dankie. Hy maak jou nou los. En hy maak jou nou vry. Luister mooi sy rede. Hy maak jou nie net los, hy maak jou nie net vry nou, sodat jy daarvan los en vry sal wees nie, maar sodat jy verligte oë van verstand gaan kry. En nou gaan sy woord vir jou oop, soos hy in die verlede nog nooit oop gegaan het nie. En nou gaan jy eet, en nou gaan jy drink, wat jy voorheen nog nooit geëet of gedrink het. En met ander woorde, oorwinning, 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 oorwinning vir jou. En as jy dit vanmorgen vat en ervaar, gee hom net die lof, gee hom net die ere, gee hom net die pryse. Halleluja, halleluja. Dis my so kosbaar. Ek hoef nie sterk te wees nie, maar ek moet opreg wees. Want as ek opreg is, vat hy my swakheid van my af weg, en hy maak my sterk. O, halleluja. Skandelinge afstand gedoen, en ons wandel nie, hoor nou mooi wat sê daar, not walking in the craftiness. Met ander woorde, dit wat die slang met Eva gedoen het. The craftiness, die listigheid, hoor nou hier, of vervals die woord van God nie. Inteendeel in hierdie bediening, takel ons die vervalsheid, en soek ons die waarheid, sodat oorspronklike waarheid gepredik kan word, en ek en jy in ons siel en ons gees by werklike verlossing kan kom. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Wat 'n stelling, wat 'n waarheid. Maar ons as evangelie, as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Waarom? Want ons bring waarheid. As jy dit vat,
het jy geen bedekking nie. As jy dit nie vat nie, loop jy nog met 'n bedekking. Daarom gaan baie goed nie vir jou ook oopgaan nie. En daarom gaan jy nie verstaan waarom ander mense dan so 'n blydskap en 'n oorwinning kan kom nie, want jy het 'n bedekking oor jou getrek. Omdat jy nie toegelaat het dat die waarheid by jou uitkom en jou bevrug nie. Naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Hoor nou mooi. Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Jahweh, maar hoor jy, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hier is twee goed, hier is twee ernstige goed, 'n negatief en 'n positief. Omdat hulle nie oopgemaak het vir die waarheid nie, het daar bedekking gekom. En dit het gekeer na die heerlikheid van God die besit geneem het. The glory of God took not hold because of spiritual blindness. Die ander kant, die positiewe kant, ag asseblief snap, vat in jou gees wat ek nou sê. Hulle wat wel gehoor het, die bedekking is af. En omdat die bedekking af is, van die beeld van God, van hulle dan besit. Wie hoor wat ek sê? En die heerlikheid moet, ek sê moet, manifesteer. Ek kanselleer vanmôre elke verstand wat sê dit kan nie. Ek kanselleer vanmôre elke vorm van geloof wat sê nie eers as ons daar is. En ek maak sy gees los. Wat sê as ek glo, is die bedekking af. As ek gehoorsaam is die bedekking af. Daarom, soos Pastor David vanmôre in Efesiërs 1 gekwoteer, die volheid van sy heerlikheid. Wat sê, ons het deelgenote geword. Hoor nou mooi, van 'n goddelike natuur. Halleluja. Met ander woorde, en ek wil dit pertinent sê, met ander woorde, u en ek as sy kinders, as draers van sy heerlikheid, daar's 'n ander orde. Hoor mooi, ek het dit nie voorheen gedoen nie, maar ek het jare terug, ek onthou verskriklik een oorbalans toegewy aan hom, en net hom gelewe. En ek kan onthou, as ek dorp toe gaan, dan as ek met haar dorp toe vat, dan wil ek nie eintlik nie, maar ek vat haar. Vanweë sy heiligheid, sy reinheid. As ek in die dorp loop, dan maak hulle pad. Ek stap net in 'n winkel in, dan vlug hulle oor die toonbanke. Vanweë wat? God se heiligheid. Wie verstaan die heerlikheid? Luister mooi, wanneer ons praat van sy heerlikheid, praat ons van 'n bonatuurlike manifestasie. Luister mooi, u wat weermag ken, so bitter min van julle wat weermag ken. Maar 'n weermag geld net weermagreëls. Die rang is alles, die nie-rang is niks. Die hoofrang is alles, die onderrange bly maar stil. Maak nie saak of hy waar of nie waar praat nie, jy doen wat hy sê. As jy nie doen wat hy sê nie, dan is jy op orde. Dan stuur jy op orde. En dan word jy gestraf. Nou luister mooi, ek is 'n korporaal op daai stadium. Nou, ek het vir die kolonel gewerk, ek moes staalwerk vir hom oralste in die land het hy my laat ry, dan gaan doen ek dit hier en ek doen dit dan, want ons was geen korps gewees, ons het die strukture gebou. En nou,
moes ek hom eendag gaan sien oor 'n krisis wat ek het, oor 'n saak wat in Pretoria by die lugmagbasis Valhalla gedoen moes word. En nou gaan ek daar na hom toe, nou loop ek daar na hom toe, en nou luister my, nou staan hy in 'n kring. Hy is die kolonel, die majoor is daar, 'n paar kapteine, 'n paar luitenante is daar. En as die kommandant is ook daar, die RSM staan daar. En 'n groot kring staan hulle gesels. En nou wat is die reël? As jy so toe gaan met jy marcheer. En dan kom jy en dan sal jy jou voete, sal jy hulle. En dan kyk die hoogste rang vir jou. Dan sê die hoogste rang vir jou, op die plek, rus. Dan mag jy so maak. Nou sê wat wil jy? Dan praat jy. En dan sê jy wat jy wil hê. En as hy klaar vir jou antwoorde gegee het, dan kom jy self weer op aandag. En jy maak 'n eyebrow turn, zoek. Nadat jy weer gesaleer en daar waar jy. 3-4 stappe, dan kan jy weer normaal loop. Nou kom ek aan. Niet 'n probleem. Nou kom ek aan, halt. Sorry, maar voor ek halt, hoor nou hier. Nou luister mooi. In die weermag, 7 sonde. Ek wil dit vir jy sê, sonde is in die orde van die dag. Ek kom daar aan en net toe ek nou begin besef, nou moet ek my tree reg kry, maar nou begin haal. Hoor ek hoe sê die kolonel Stefanus Groblaar. Sy vir haar hele groep, so 14, 15 van hulle by mekaar. Dis die high brass van die hele kamp. Sê vir hulle, maak dood julle sigarette. Hier kom Korporaal Koetser. Gee hom 'n lof. Vanweer die tyd waarin ons lewe en die erns wat plaasvind, en nou gaan alle eskatologiese mense mooi verstaan, en alles wat ek vir hulle duidelik maak, hoe laat die ure so ernstig is, en hulle almal sien dit, en hulle verstaan het, daarom kon jy vanmorgen so mooi gebedien het, wat jy luister die eskatlas. Maak ek 'n punt daar van my, al moet ek net gou vinnig iets gaan koop by die dorp, maak ek 'n punt, die heerlikheid, oor my, met my, geen nie om wie sien my nie, ek geen nie om wie neem die kennis nie, maar ek loop onder sy beskerming, ek loop onder sy guns, en omdat hy lig is, sal duisternis agterkom, wat gaan hier aan, wat, halleluja, en weet julle wat doen ek, en vroeg in die morgen, soos ek bid, dan pleit ek julle allemaal onder dieselfde lig, en dan roep ek julle allemaal dieselfde, en dan bid ek vir elkeen van julle, waar julle werk, waar julle is, laat sy heerlikheid oor julle skyn, en met julle skyn. Waarom? Sodat julle gebeskerm, gebewaar kan bly, en laat hy maksimaal, as dit goed gaan by jou werk, as dit voorspoedig gaan by jou werk, weer het, dis hy, dis sy genade, dis sy groot guns, en dis sy goedheid, die evangelie van die heerlikheid, dis waar ek is, nee, vers 4, is ek reg? Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Jahweh, wat die beeld van God is. Hy is die beeld. Op hulle, met ander woorde, daai selfde beeld, ook van my en jou besit kan neem. Halleluja. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Jahweh, die komende koning, en onsself as julle diensknegte, om Yeshua wil, hoor mooi, verse 6, because Jahweh, hoe sê, hy het gespreek, ek sê, hy het gespreek, out of darkness, light shall shine. Wow. Laat daar uit duisternis. Jy moet die geestelike aksie verstaan. Hy sê nie,
lig oor die duisternis nie. Hy sê duisternis uit jou uit. Laat daar lig wees. Wat beteken dit by Afrikaans? Met ander woorde, jy kry 'n heerser duisternis. Duisternis, daar's iemand groter as jy. Daar's iemand magtiger as jy. Daar's iemand wat oor jou regeer. Laat daar, hoor mooi wat sê. Laat daar, out of darkness shall shine he who have shone in our hearts. Let there be light. Hoor mooi wat sê. Dit is hy hoofletter. Met ander woorde, Yahshua. Met ander woorde, hy sê, soos hy uit duisternis lig geroep het, sê hy nou vir Yahshua, skyn. Halleluja. In hulle harte. Hoor mooi, hy wat in ons harte geskyn het, hoorie, om die verligting te bring, in proportion to the radiance. Oh, wat beteken dit? Dit beteken, ek is vir duisternis sigbaar. Ek is vir duisternis 'n probleem. Ek is vir die dorp waar ek loop 'n ervaring. Hier kom iets aan wat hulle nie weet nie. Hoor die baas sê by die werk, ek weet nie mooi hoe moet ek jou roep, wat moet ek jou sê nie, maar ek gee jou guns oor dit en ek gee. Ek laat dit oor jou toe en ek laat dit oor jou toe. Waarom? Van die heiligheid, die radiance in jou, die radiance deur jou, waai oor jou baas. En hy weet nie hoekom nie en hy weet nie waarom nie. Maar is die radiance. Hoe is een of twee wat het snap? Mag jou gees vanmorgen oopgaan om maximaal te verstaan, maximaal te mag sien. Hoor mooi. Dit is hy, Yahshua, wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring of the glorious knowledge, kennis. Wie wil kennis hê? Goddelike kennis. Goddelike kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Yahshua. Met ander woorde, as gevolg van Yahshua, wat binne in ons harte skyn, word ek en jy 'n kennis gegee. Halleluja. Van sy heerlikheid. En oor hom, en dit maak 'n radiance los. En die hele geesteswêreld neem besit, neem kennis, ekskuus. Neem kennis. Ek wil oor elkeen vanmorgen iets bonatuurliks losmaak. Ek maak oor elkeen vanmorgen los, dat in die geesteswêreld vandag, in the spiritual realm today, also tomorrow, the whole spiritual realm will take note of His glory, radiant in your soul and in your body. Laat dit so wees. En pastoor, hoekom het jy dit nou gedoen? Want wanneer jy môre loop, en wanneer jy môre beweeg, en jy raak bewus, dan wil ek net sê aan hom, alle lof, alle eer, kom net hier toe. En dit wat hulle nou ervaar, dit wat hulle nou sien, ek loop maar gauw dit en dat doen,
Want dit wat hulle ervaar, dit wat hulle belewe, dit verheerlik U. Dit verkondig U grootheid. Dit verkondig U guns. Ek roep dit 'n nugter denke in elkeen van julle se lewe. Halleluja. Halleluja, God wys my nou iemand, sit met klein kindertjies, en een kindjie gaan sy mond oophang so, vir net een rede, hy kry by sy huis nie daai God liefde nie, hy kry by sy huis nie daai God vrede nie, halleluja, maar God maak het vandag binne in jou los, en jy sal radiant môre, en jy sal radiant oormôre wees. Oh, halleluja. Oh, wie verlang vanmôre dat U heerlikheid van my besit neem. Dat ek die toonbeeld, die afskynsel, die afdruksel van U heerlikheid wees. Wie glo dit kan van jou besit neem? Wie glo dit kan deur jou liggaam werk? Dit kan deur jou gees werk. Dit deur jou handel, deur jou wandel, dit deur jou net jou smile, net jou oë praat en manifesteer hy op 'n bonatuurlike wyse. Maar ons het nou sê, ons het hierdie skat in aardekruike, met ander woorde 'n liggaam, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees. En nie uit ons nie. Dis nie my jou goedheid nie. Nee. Dis nie omdat jou liggaam so lyk nie. Nee. Dis omdat hy die tydelike liggaam salf en seën. O, hoe is die heerlikheid. Ek sê so omdat hy hierdie tydelike, want daar's 'n rede hiervoor, om salf, om seën en om gebruik. In alles word ons verdruk, dis die waarheid. Maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Is dit nie kosbaar nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van Jahshua in die liggaam, sodat ook die lewe van Jahshua in ons liggaam openbaar kan word. May be made manifest. May be made manifest. May be made manifest. Hallelujah. May be made manifest. Prys sy naam. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jahshua wil. Sodat ook, dis net so, jy gaan agterkom en nader jy kom, jy gaan agterkom hoe meer jy weet en hoe meer jy die goed realiseer, hoe gaan jy agterkom, hoe minder tydelike goed wil jy doen. Dis 'n waarheid. Hoe minder tydelike begeertes en maak nie meer sin vir jou nie. Is nie meer lekker vir jou nie. Want sy heerlikheid is besig om besit te neem. Sy heerlikheid besig om te manifesteer. Sodat ook die lewe wat in jou sterflike vlees geopenbaar word, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Nou, in ons, maar in julle. Ek gou hier ietsie sê, Iska Klaas, weet nou mooi van, ek, Pastoor David en Melanie, ons wat hier preek, jy moet hierdie ding snap gou, en ek het baie skrif hiervoor. Ons wat preek, sy saligheid lê daarin, dat ons niks van God van julle af weggehou het. Julle saligheid lê daarin, dat dit wat ons gesê het, vat julle en glo julle. Jy moet hierdie ding verstaan. Vir elke wat evangelie preek geld het. My en jou saligheid, met ander woorde, ons ontmoeting met hom in die lig, hang af van het ek sy waarheid gebring.
saligheid lê. Julle saligheid lê weer op 'n ander vlak. Julle saligheid lê, het julle alles wat julle gehoor het, gevat, geglo. Daarom is daar verskillende realms. Daarom is daar soos Jolanda vanmôre bedien het, die verskillende stene. Halleluja. Halleluja. Waar was ek nou? 11. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jahweh wil, sodat ook die lewe in Jahweh in ons sterflike vlees, sê dit, sterflike vlees, sê dit. Wat is jou sterflike vlees? Jou liggaam. Hoor nou eens, openbaar kan word. Ek het nog 'n vers aangelees wat ek nie moes sê, ek het net veilig gesê tot by vers 11, want dit is so ryk om nog verder te lees, maar dan gaan ek ander goed preek wat ek nie meer toegelaat was nie. Ek het laas week, of die vorige week, het ons gepraat, ons het primêr, as ek kan onthou het, gepraat oor sy vryheid. Die waarheid gee vryheid. En toe het ons hier aan die einde net so 'n bietjie geraak aan as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, het ons 'n gebou en het sy vanmôre 'n bietjie vir ons 'n bietjie oopgebreek. Hoe lyk hierdie gebou? Wat beteken, wat maak dit? Ag, was dit nie kosbaar nie. Met ander woorde, jy moet verstaan, as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, het ek en jy wat hom glo en wat in saligheid is, het ons 'n gebou van God. Nie sommer 'n gebou nie. Dis 'n gebou wat hy gebou het. Of as ek het so sê, geskep het. Nou moet jy mooi luister, dit beteken dat hierdie aardse liggaam wat hierdie tentwoning nou is, dat hy 'n tipe is van 'n groot heerlikheid op pad. Is en vir ons almal wat altyd so geworried is, ek het ook maar 'n swak punt, en Freddie en my vrou hou my 200 myl/uur bewus van jou pens. Moet altyd nie hoor, as sien niks anders raak, sien net my pens raak. Maar baie ander wat hier sit, elke een het hier 'n bekommernis oor iets. Maar nie vir my vir my pens kyk, jy kyk my. Is hier iets wat jou van jou liggaam pla? Waar jy nou voel, ja, of skaam oor is, of wens dit was anders. Maar luister mooi, hy is slegs 'n tipe van 'n volmaakte. Dan moet ek veel mooi sê, jy gaan glad nie 'n liggaam kry wat naaste by soos hierdie een gaan lyk nie. En dan moet ek jou kalm maak, daar gaan niks wees waaroor jy skaam moet wees. Maar alles wat jy gaan ervaar, gaan jy hom regdeur net loof, gaan jy hom regdeur net prys, gaan jy hom regdeur net aanbid. As ek net bietjie kan borduur, ek en jy wat hierdie nou heiliglik hierdie probleme het, ons gaan seker vir eerste hoe lank net dankie sê, is nie 'n beperking nie, net dankie sê, kan ek dit maar bietjie borduur, na mekaar kyk en myself kyk, wow, mag ek dit sê, ag, ek hoop nie ek te vinnig nie, want luister, ek gaan nie hier kyk nie, ek gaan daar kyk, en ek gaan daar kyk, want as jy 150 myl, by 100 en elke keer as ek iets sien, is daar 'n klank, is daar 'n heerlikheid, is daar 'n vreugde, wie hoor, ek had het nou so bietjie vinnig, met ander woorde, 'n radikale verandering. Maar ek sê, heiliglik is hierdie liggaam die tipe van wat aan die kom is. Dit beteken, en daarom
sê Jafashua, en Jafashua self sê dit, as hierdie tentwoning afgebreek word, met ander woorde, hierdie liggaam, dan sê, terwyl hierdie liggaam, julle nog in hierdie liggaam is, hoor nou wat sê, dan sê, hierdie liggaam, maak ek heiliglik op aarde, ook my tempel. 1 Korintiërs 3, 16, 2 Korintiërs 6, ook 16. Julle liggame, met ander woorde, heiliglik, hierdie liggaam is 'n tipe van wat kom. Maar heiliglik, sê Jafashua, is hierdie vlees ook my tempel. En hoor hoe die stelling wat hy maak. Gaan lees dit maar gou daar, 2 verse wat ek nou net genoem. Hy sê, nou gaan hy verder en sê, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Ja. Met ander woorde, ek skyn eers in julle harte, werk eers in julle gees, sodat julle liggame kan agterkom. Wat het ek gedoen? Nou as ek net dit dink, dan gaan ek sê, liggame begin wakker word. Begin lewende offers word. Begin lewende offers word. Wie hoor, begin lewende offers. Hy sê, daai liggame, wat my tempel is, julle liggaam, behoort jy nie aan julle self nie. Nou moet jy hier verstaan, dit beteken, hy wil verantwoordelikheid vat. Sodat hierdie liggaam, saam met die siel, saam met die gees, tot by die vervulling, geen gebrek sal hê nie. En dat hierdie liggaam 'n inloop, 'n oefenloopie. Wat noem julle voorsangers as julle eers vooroefening, julle so 'n woord, mooi Engelse woord daarvoor. Ag, jy sien, dan het eers dit gedoen. Sê weer? Rehearsal. Dankie. Of wat het jy gesê? Dress rehearsal. Pragtig, dit is nog mooi. Hierdie is dan, ja, 'n dress of 'n glory rehearsal van what is to be made manifest. Jy snap het vanmorgen. Met ander woorde, hierdie liggaam is nie wishy-washy nie. En nou moet julle my mooi verstaan, hierdie is net bietjie borduur. Dokter, as ek dokter toe gaan, pas op, hoe vat jy aan my? Pas op, wat skryf jy vir my voor? Hierdie liggaam, ek is nou hier, maar hy behoort. Wie hoor? En terugvinger na my en jou toe. Kyk wat eet jy. Kyk wat doen jy aan jou liggaam, want dit is nie joune nie. Jy's net 'n rehearsal. Jy's net 'n inloop vir die volmaakte, vir die volbragte. Met ander woorde, ek en jy kan aan die Heilige Gees, kan ek en jy reeds aanspraak maak dat my liggaam geseën kan wees of moet wees soos wat my gees. Wie hoor? As my gees voluit ontvang, as ek my gees oopmaak vir voluit, ek my liggaam die reg tot aanspraak maak, dat daai voluit ook in my liggaam, van my kloentjie tot my toentjie,
Oborebenda, mag manifesteer. Mag, is hier iemand wat het glo? Wie wil dit losmaak in jou liggaam? Dat die volle heerlikheid ook van jou liggaam. Hy sê, jy behoort nie aan jouself nie, maar jy behoort aan my. Ek vat verantwoordelikheid. Ek sal uit hierdie liggame nie heeltemal tot niet gaan nie, maar ek gaan hierdie liggaam salf en ek gaan hierdie liggaam seën en ek gaan hierdie liggaam laat ervaar van die toekomstige heerlikhede, van die toekomstige glorieryke, en ek as die beeld gaan van hierdie liggaam besit neem, sodat hierdie liggaam saam met sy siel, saam met sy gees in 'n goddelike eenheid kan wees, en waar daar eenheid is, daar gebied ek, my seën. Hoekom is daar so baie krisisse in ons liggame van tyd tot tyd? Dood eenvoudig, omdat ons siel en ons gees nie in eenheid is. Want jy sien, nie deur onkunde, was die liggaam deur die jare afgeskryf. Is tydelik. Nee, you are the temple. Wat jy sê, you are the temple of the Most High. En daarom, as ek hierdie kennis wat hy in my hart openbaar vat, dan maak ek om die aanspraakmaker. Ek gee hom die reg. Nou kan hy in hierdie liggaam insit wat hy wil. En hy erken dis 'n erdekruik. Want hy sê terwyl dit 'n erdekruik is, wil ek my volle glorie. Wil ek my volle heerlikheid en deur hierdie erdekruik laat manifesteer. Hoor mooi. By die apostels het hierdie ding so gewerk. Hy het so kragtig gewerk. Petrus, hy loop, dan val sy skade weer. Op siekes, op blindes, op lammes. Dan staan hy mense sommer op. Mag hierdie kennis, hierdie goddelike kennis, van elkeen wat het glo vanmôre, van elkeen wat het wil vat vanmôre, dat het vanmôre oor elkeen 'n werklikheid word. Want luister mooi, die koninkryk het nou manne en vroue nodig, waar hulle beweeg, moet die beeld van God manifesteer. Kabaraborebenda, jou hande, daar is die heerlikheid. Hier kom nou 'n bekwaammaking in. Hier kom nou God, ek ervaar, hier kom 'n goddelike inspraak in. 'n God wys my nou goed wat verskriklik is. Hy sê hy gaan salf, hy gaan seën. En hy gaan van hier af uitstuur. En hier gaan 'n dorp en hier gaan 'n provinsie. En hier gaan 'n land hoor. En 'n land gaan ervaar wat hy in jou werke, wat hy deur jou werke. Jou beperking is nie kriel nie. Jou beperking is nie hierdie plek nie. Hy maak los vanmôre. Hy maak vry vanmôre. Want sy koninkryk, sy krag, sy heerlikheid gaan hy openbaar op 'n heilige en op 'n bo-natuurlike wyse. En jy wat dit ontvang, gee met jou liggaam, jou siel en jou gees om 'n roemryke prys, 'n roemryke lof, 'n roemryke aanbidding. Hy alleen is waardig. Hoor mooi, wat sê in hierdie 6de vers? Hy wat gesê uit duisternis moet daar lig skyn. Totale gesag. Nou sê hy, en dis hy
in julle harte geskyn het. Met ander woord, die lig wat hy laat skyn het hy nie beperk nie. Het gesê lig, gaan verder, gaan in hulle harte in. Want hulle liggame moet my tempel wees. Halleluja. Halleluja. Kan jy vir ek wil dit nou net 'n bietjie meer verprakties of meer vereenvoudig. Kan jy vir een oomblik dink? Yahshua, die lig. Hy is die lig. Yahshua kom verskyn hier vanmôre. En hy kyk elkeen so stip in die oë. Kan jy vir een oomblik dink, wat gaan jou liggaam? Ja, vir jou siel en gees. Laat jou gedagte gou gaan. Kan jy dink, wat gaan jou liggaam ervaar? Wat gaan jou liggaam belewe? En ek wil amper so ver gaan, ek wonder wat se invloed gaan jou liggaam op jou siel en jou gees hê, vanweer die heiligheid, die soewereiniteit, wat van jou besit neem. Nou sê hy het binne my in jou hart geskyn. Hy check hier. En nou maak hy hier 'n kennis los. Hy maak nou hier 'n wysheid los. Hier maak hy 'n insig los. En hy sê dat ek binne in jou is daar 'n gesag in jou? Is daar 'n mag in jou? Gaan julle nou vat, sodat jy met die kennis wat ek aan jou openbaar, jou liggaam kan laat heers oor elke vorm van duisternis. Ek gee jou 'n kennis as beeld van God. Ek gee jou 'n heerlikheid as die heerlikheid van God self, sodat jy in jou liggaam geen beperking sal hê, mag hê of hoef te hê nie, maar dat jou siel, jou gees en jou liggaam beperkloos hom kan aanbid in gees en in waarheid. Met ander woorde, in 'n roemryke volheid. Ek wil nie, snap jy? Hy sê in Genesis 1:3, en God het gesê dat daar uit duisternis lig, hoofletter lig, met ander woorde Yahshua, moet skyn. En van daar af het hy deur hierdie lig alles geskep. Gelees maar weer Hebreërs 1. Alles gelees Johannes 1 Johannes 1. Alles bevestiging wat ek nou sê. Ek gaan nie nou tyd vir om dit alles te verduidelik nie. Net so het hy my en jou uit duisternis geroep. Wie is dit wat tot bekering al gekom het? Almal. Met ander woorde, almal kom uit die duisternis uit. Is net jou siel uit, is net jou gees uit, en nooit jou liggaam nie. Of is jou siel uit, is jou gees uit, en is jou liggaam uit. Ek vra net 'n vraag.
Hy het die volheid van Jafashua uitgehaal. En so het hy vir Jafashua wat beteken dit? Hy het gaan skyn in ons harte. En dit beteken, maak in hulle los. Wat ek in jou losgemaak het, toe ek jou uit die duisternis die lig laat wees. En heers oor alles. Daarom kan ek siel, gees en liggaam oor alles heers. Besef dan net vanmôre, en nou, ons almal druk nou hand in eie boesem en nou kritiseer ons vind baie fout met onsself en luister, skryf dit af aan onkunde. Op die regte tye gee hy openbarings. Wees nie bly. Jy moet onthou, die saligheid vanmôre van my hang af. Wat hou ek terug? En wat laat los ek? As ek alles wat los wat hy sê, het ek saligheid. As jy alles vat wat ek gesê het, het jy saligheid. As jy nie vat nie, val jy in die oordeel. Maar ek word gered, want ek het niks terughou nie. Ek het jou waarheid gesê, maar net so het hy my en jou, het hy binne in my en jou dan gekom, en hy het die volheid losgemaak, wat Vader in hom losgemaak het. Sodat ek en jy siel, gees en liggaam inloop. Nou al mag hy en kan hy, voordat hierdie tydelike, hierdie erdekruik gebreek word. Wees bly, dis 'n erdekruik. Want dit beteken dan hierdie heerlikheid, hierdie volheid van die Godheid wat jy gelees het, Efesiërs 1, gaan saam. Na die nuwe gebou. Mag ek het sê, die nuwe Jerusalem. Met ander woorde, soos my siel, soos my gees, beperkloos bevrug kan word nou. En ek kan baie aangeval word, en baie keer as ek hierdie goed praat, dan tel ek op hoe bots dit met seker is. En dat ek dit net gou regstel, dat hier is, want hy sê, ek en jy is die volheid. Met ander woorde, geen beperking. Nou al. Luister mooi, Jafashua, sy 3,5 jaar se bediening op aarde, lees ek en sien ek, hy het die volheid gehad. Daarom ek en jy, as ek gehoorsaam getrou is, kan ek nou al die volheid belewe. Ek kan die volheid ervaar. Met ander woorde, ons liggame is baie meer belangriker as wat ons gedink het. Weet jy, dan kom hy by die siektes. Ons sê vir die sieke, vir die ouderlinge, gaan lê die hande op die sieke. Waarom? Want dit is my tempel. En in my tempel is daar nie siekte nie. Met ander woorde, gaan skyn. Vat lig, laat die lig oor hierdie vloek van siekte nou skyn. Elkeen wat 'n pyn in jou liggaam het, jy het 'n probleem in jou liggaam, steek gou die hande op. Steek gou die hande op. Ek strek nou my hand uit na elkeen. Maar ek bestraf daai siekte nou. Ek spreek nou deur sy wonde. Hey daar, is daar, sal daar genesing wees. En elkeen wat het glo, raak gaan die ou landsje aan. Sê, ontvang sy krag, ontvang sy genesing, ontvang sy, ek eis vanmôre volbrachte gesondheid in elke liggaam. Ek eis vanmôre volbrachte gesondheid in elke liggaam. En ek eis vanmôre elke liggaam om geestelik 'n inloop te hê oor die ewige gebou van God heerlikheid wat op pad is. Halleluja. Wie sê vanmôre,
gaan my liggaam baie meer krediet gee. Luister mooi, vergeet hoe lyk die liggaam. Dink hoe voel hy. Een ding, en dan die volgende ding, glo, my liggaam, die tempel, ek wil kan weeg nou. Ek ken my liggaam, so ken elkeen sy liggaam. En dan regtig het iets met my gebeur, waaroor ek vreeslike slegte nuus gekry het. En toe besluit ek, wie sal om dit vir my te sê? En ek vat met my gees en dit wat hy in my hart geopenbaar het. En ek maak sy beeld los. In my liggaam. Ek sê, ek weet hy is tydelik, maar ongelukkig is hy 'n proefloopie van die gebou. Die gebou wat kom, is volmaak. So ek eis hierdie liggaam op daai plek keer terug. En normaal. En volmaak. Dit is so 3 maande terug, plus minus nou. En ek sien 'n volbragte. Ek sien 'n foutlose. Wie glo vanmôre? Ek weet hierdie is 'n nuwe gedagte, is 'n nuwe openbaarmaking, 'n nuwe bekendmaking, maar hy het my opdrag gegee. Wat nou baie interessant is, ek weet nie of ek al hierdie gedoen nie. Baie interessant is 2 weke terug, weier hy my sonsader aan te slaap. Hy sê gaan bid, gaan sonder af. En ek moes dit doen en ek moes kom bedien wat ek gebedien het. En ek stel elke saterdag aan, stel ek die wekker, 2 uur met hy afgaan, want 2 uur staan ek op, 2 uur gaan ek bid ek. Maar hy het my die afgelope 2, vorige 2 saterdag het hy my glad nie laat, so ek sommer baie vroeër opgestaan het en gaan bid het. Gisterand, ek stel die wekker, hy laat hom nie afgaan nie. Ek skrik 4 uur wakker. Ek sê my vrou, hierdie ding het nie afgegaan nie. Weet jy wat sy sê? Raak kalm, jy sal reg wees. Nou moet ek, nou weet ek, jy is ure laat. Want ek is nou nie gewoon en julle gaan nou verstaan wat ek praat, nie? Julle twee gaan nou presies verstaan. Die benoudheid. Gister het ek bietjie tyd spandeer, maar gaan nie van vanmôre nie heeltemal oor ander goed. Ek spandeer meer tyd om net hy met my praat, nie hy vir julle nie. As ek sonder is dit vir julle. En nou lê ek. Nou bly die Heilige Gees my in alle rigtings sal bid, dan dink ek, koetsekie, tyd loop. En die volgende oomblik lê my gees. En ek hoor hy sê, ek is in beheer van jou liggaam. Het nou vanmôre gehoor, het ek uit die duim uit gesuig, of het ek by hom gehoor? Met ander woorde, daar's geen beperking by hom nie. Vrywillig vanmôre, en het jy dit gedoen? Die vyand breek jou keel, want hy toets jou geloof, want jy weet, dis 'n tydelike ding. Maar omdat jou gees nie vir mense sing nie, maar omdat jou gees vir hom sing. Kebarabote vere mana mandu. Laat elkeen verseël raak. Bonatuurlik verseël raak. En ek bid nou 'n losmaking in elkeen se hart. Laat jou hart nou kennis kry. Laat jou hart nou 'n openbaarmaking en 'n wysheid kry. En ek gebied jou liggaam om saam jou openbaarmaking te loop. Om te onderwerp. En dat jou liggaam in die tyd wat voor lê, heerlikheid, guns, seëninge,
ontvang. En elke wat het ontvang, staan en gee hom net 'n prys, gee hom net 'n lof, gee hom net 'n ere. Want ek wil hê volle openbaarmaking, volle kennis moet jou duidelik gemaak word van hierdie liggaam is tydelik, maar God het bepaal in hierdie liggaam kan daar heerlikheid wees. Ag, hou jou hande net vir 'n oomblik in die lig. As 'n manifestasie, my hart is oop en my liggaam vra u heerlikheid, my liggaam bid u heerlikheid, my liggaam bid u krag, my liggaam bid u guns, my liggaam bid u volheid, my liggaam bid u waarheid. Ek gee gees, ek gee siel, ek gee liggaam, alles in 'n eenheid, 'n heilige eenheid tot u, 'n heilige eenheid vir u. O, salf, ervaar hom nou in jou liggaam. Hy doen. O, elke vorm van duisternis breek nou. Elke vorm van tydelike beperkings breek nou. Jou duister gees, Yahshua Rafa, die God wat gesond maak, oor elke man en oor elke vrou se liggaam, en elke man en in elke vrou se liggaam. Ek eis vanmôre lig, 'n soewereine lig, 'n natuurlike lig, en duisternis vlug, 'n varsge druppelgang, elke liggaam, varse heerlikheid, varse oorwinning vir elke liggaam. Laat dit so wees. Hierdie is sy beloftes. Ontvang dit. Hy gee dit. Sy beloftes, nie Nicodemus, sy beloftes word nou 'n werklikheid en elkeen van julle. Laat dit so wees. Ek kan die sitplek neem, baie dankie. Ek gee oor vir William, wat vir ons die nagmaal gaan bedien, baie dankie. Dankie, pastoor. Pastoor het vanmôre die spyker op die kop geslaan. Die teregwysie wat ons gekry het vanmôre is uit die woord uit. We've got to be ready for reproof. Dankie, pastoor. Ek staan daar so met 'n stywe nek. Ek hou my al heilig. Maar ek kan my lippe losmaak en die Here dank, Vader dank, vir wat hy vir my gedoen het in my lewe. Baie dankie vir die teregwysing, pastoor. We've got to be ready for reproof. En daar's nog 'n ding wat pastoor raak gevat het vanmôre. As ek nou vanmôre hier so voor julle staan, I'm going to represent the table to you tonight. And to be able to represent it, I cannot stand in my own understanding. Ek kan nie staan op my eie wysheid nie. Want dit is die werk van 'n lewende God. En dit het ek gekry om vir julle te gee. En ek gekry by die Heilige Gees. Want vir elke woord ons hier praat, sal ons voor die troon staan. En ons sal verantwoording doen. Ek vra dat ons net staan, that you stand in reverence to the coming King, that we can pray. Father, today we bow down before you in awe for the fact, Father, that you gave us the table. You never left us as beings, left us behind, but we've got a place to go to be reconciled, to be reunited, and to gain our health back, as we heard now, that our bodies are the temple. And this temple will go with us, and then it will be changed into the everlasting. Thank you, Father, for the word. And I ask you, Father, whatever I bring today, that it will speak to the hearts as you've given it to me, Father. So be it. Hallelujah. You can sit if you like.
know, when we look at Pastor standing in front of us, talking to us, it looks easy. But when you stand here and all these faces are looking at you, that's a different tune that you're going to sing. It's so true. This morning I would like to approach the communion table in a different manner. I'll give it to you as was given to me, as a right that I would like to read. It is called, I'm trying to get to the word, it's going to be stern. It's going to be very stern, very strict and very serious. Because we tend to come to the table on a regular basis every Sunday and just take it for granted. But remember, for every action there's a reaction. For every decision there's also repercussions. If you don't do it in the right manner, you're going to have a problem. Now I'm trying to just make you aware today of what was put into my heart for the table, before we take the table. I'll just carry on. I'll read to what was given to me. This is all out of the Word, and the Word will set us free. And Yolanda, you were completely correct today. When you were there in the prayer room, we all have psychological and emotional scars. And today the Lord's going to help us. God the Father will help us. Yahweh is going to help us to come across that thing, build a bridge and get over it. And we will be more than victors for this. We will defeat and overcome. For it is written, for the life of the flesh is in the blood, and I've given it to you upon the altar, to make atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for your soul. I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of the bread, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Then Yahweh said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man, and drink of his blood, you have no life. Whosoever eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. Even he shall live by me. And if a house is divided against itself, that house cannot stand. Active, conscious sin, when held and partaking communion, constitutes to being double-minded and not whole-hearted. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. We are living in a time that calls for a definite, resolute, as the sacrifice, no repeat, and final, once for all. Calamity, disease, disorder, hardship, illness, under one umbrella, is affliction under disobedience, equating to rebellion and sin, as it is described in the word witchcraft. By our calls to us to be sincere, having a contrite heart, and getting into alignment, the perfect will, giving access to enter into the kingdom of heaven. The example of total surrender, flesh torn and rent, split and divided, bled until he could bleed no more. Once for all,
His flesh pierced for our rebellion and transgressions, crushed for our iniquities, chastised for our peace, flogged and scourged 39 times for our healing and afflictions. Now let us without condemnation eat of the New Testament manna. He that eateth of the bread shall live forever. And open your eyes as he took the bread and blessed it and gave it to them, and their eyes were opened. Drink the blood shed, our reconciliation and heritage, the reassurance of us in him and he in us, the blood filling our entirety, filling us with the divine nature, the same blood group, empowering us to live him. The blood in you, certain as HIV, cancer, heart disease, leukemia, does not allow it. The blood transfusion with spiritual white blood corpuscles, removing your stained blood, obliterating and decimating your stained blood as light overwhelms the darkness. It eradicates all that does not belong, replaces it with divine supernatural healing. Most sicknesses are tied to the blood and will be flushed out and replaced with a new. Healing is inevitable. I stand here and declare and decree that everything in your body needing to be fought will be overcome and decimated in the name of Yahweh Rapha, our healer. So be it. I'd like to demonstrate something to you. In the time of the kings, when you were invited to the banquet or the banqueting hall, you'll go sit by his table. And as long as he wants you there, as long as he desires your company, your glass at the table will be filled. Your glass will be filled. But the time when the person comes and he doesn't fill your glass, you must know it's time for you to go. To leave the banqueting hall or leave the presence of the king. But be sure of one thing. The time we are living in now, the table has been given to us. You'll never be shunned. You'll be never turned away. Until the coming, we can do this as often as we desire, as often as we deem it necessary to be reconciled and healed. The blood is the life. This is life. And if you drink of this blood, you can get healing, because it is a blood transfusion. You can take it as a spiritual transfusion. Sickness has no place. And we must also be assured that the word says that we've got life and life in abundance. So while we are still living before the coming, we'll have life and life in abundance to overflowing. That's the word. So come and take your healing. Come and take your reconciliation. We must also learn to forgive and to forget for your own personal benefit. I ask you today, come and take the bread and partake in the table. But don't do that habitually, and don't do it because it's a ritual. This has been given to us to do and to take and to partake in for a reason. That reason is we must be reconciled and we must live according to the will, because only those that do the will enter the kingdom. We are living in a time and age where we have to now decide and make a definite resolute that we will serve the living God, Yahweh, in spirit and in truth. For the wheat and the tares have been divided. Knowing that we are sitting here, we must realize and recognize and acknowledge the wheat and the tares have been divided. And if you have not come to the right position in Christ, in God the Father, in Yahweh Shua,
It is now time to take the table and make a one definite decision. Not a recurring, monotonous thing that we do every week. If you make your decision now, remember, it gets written in the books. And one day when the books are open, you will give an account. It is very serious. For the time we are living in now, all the prophecies coming to fulfillment. There's no more time. I appeal to you, come and take this table. Be genuine in your heart. First, look into your heart and make right. Get right. Come into alignment before you take the table. Because you can also get a sickness for taking it in the wrong manner. It's very serious. If you want healing, come with a contrite, sincere heart. Repent and take the blood. Drink the blood, let it cleanse you. And then you can be in right standing with Yahweh. That is my appeal to you. You can get up and you can come to the table, come and help yourself. And make sure you do a definite and make a definite decision this morning. So be it. Ek is verseker vanmôre op grond van dit wat die Heilige Gees gebring het. Dit wat die Heilige Gees gespreek het. Dat hierdie woord, hoor wat sê Kolossense 1 vers 19. Hy sê, want dit het die Vader behaag. En Engels sê, so mooi, hy sê, well pleased. En ek is so bewus daarvan, u wat vanmôre die liggaam van Jahwe geëet het. En u wat vanmôre gehoor het wat die Gees van Jahwe sê, en u vanmôre dit gevat het. Father is well pleased. Hy sê mooi, hy sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom, Jahwe, die ganse volheid, hoor wat sy volheid sou woon. Laat my doen om vanmôre vir u te sê, dat het Vader behaag, dat die volheid binne in u vanmôre sal wees. Well pleased. Ek wil vir julle lees wat die Engels sê, and he is the head of the body, the assembly, who is the beginning, the firstborn from among the dead, in order that he might become in all things himself preeminent, because in him was all the fullness well pleased and dwelt. Ek wil u net daarmee seën vanmôre. Gaan in die volheid van sy heerlikheid.